Maar ek dink die vraag is jy reg vir die geveg? Ek dink ons moet vir mekaar dit vra en ook vra dat die Here vir ons in ons eie harte sal wys na aanleiding van die gedeelte hier uit Efesiërs hoofstuk 6. Wat is die waarheid in verband met hierdie saak? Is ons reg vir die geveg? Here, U is die Alfa en U is die Omega. U is die begin en U is ook die einde. U is hy wat was en wat is en wat kom. U Here is die Almagtige. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en van Jesus Christus die Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Is jy reg vir die geveg? Kom ons vra dat die Here ons sal help om ons harte te ondersoek. Ons ook sal weet, nie net die geveg van March for March en wat ook al die dinge wat moontlik kan voorlê nie, maar die geveg waarin ons op die oomblik sit. Dit waarin ons op die oomblik waarmee ons besig is, waarvoor ons hier is om vir ons voor te berei, hier in die kerkgebou, en dit is die geveg vir die saak van die Here, die geveg vir die koninkryk van God, om die oorwinnaar Jesus Christus uit te dra in hierdie wêreld waarin ons is. Kom ons bid saam. Uit U genade en liefde en trou weet ons dat God sy kinders behou. Dankie daarvoor, Here. Dankie, Jesus, dat U ons leidsman is. Dat U ons laat leef. Dat U vir ons die oorwinnaar is en vir ons die oorwinning gee ook deur die bloed van die Here Jesus. Paulus sê, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons die krag gegee het. Baie dankie daarvoor, Here. Dankie dat U vir ons toedek met U liefde en U teenwoordigheid en U trou en U sorg, die warmte van U teenwoordigheid, van U Heilige Gees in elkeen van ons harte. Maak dit warm in hierdie koue vereniging vandag, Here, terwyl ons voor U staan. Amen. Wanneer ons gaan kyk na ons skrifgedeelte, dan is dit Efesiërs hoofstuk 6, vanaf vers 10 tot daarby vers 19. Nou, daar is waarskynlik nie een van julle hier wat nie Efesiërs 6 redelik goed ken nie. En die meeste van julle gaan dalk vir my die 6 gedeeltes van hierdie wapentuig van God, die wapenrusting van God, gaan julle vir my waarskynlik redelik suksesvol kan voordra, kan weergee. Maar dit bly 'n baie aktuele gedeelte, en ek dink veral in hierdie tyd van onrustigheid, die tyd voor die verkiesing wat op pad is, die tyd voor die March for March, en sommer net die tyd van onsekerheid wat daar soveel van ons se lewens en in ons lewenswêreld is hierdie oproep tot geestelike bewapening is aktueel.
Ek lees vers 10 van Efesiërs hoofstuk 6. Vers 10, ten slotte, vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die listighede van die duiwel. Vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. Neem daarom die volle wapenrusting van God op, sodat julle op die dag van onheil weerstand kan bied en nadat julle alles uitgevoer het, staande kan bly. En dan begin hy met die uiteensetting van die wapenrusting van God, en daar is 2 kategorieë. Die ene is die basics, dit wat elke soldaat moet aan hê. Staan dan vas julle heupe omgord met die waarheid, julle heupe omgord met die waarheid, staan dan vas deur julle heupe te omgord met die waarheid, julle te bedek met die borsplaat van geregtigheid, en deur die bereidheid van die evangelie van vrede as skoene aan julle voete te trek, en by dit alles die skild van die geloof op te neem, waardeur julle in staat sal wees om al die vuurige pyle van die bose te blus. Dra ook die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. En dan so afronding, so samevatting, by elke geleentheid, wanneer julle bid en smeek, moet julle telkens deur die Gees bid. Daarom moet julle waaksaam wees, deur volhardend te pleit vir al die heiliges. Bid ook vir my, sê Paulus, vir vrymoedigheid, wanneer hy die woord van die Here verkondig. Tot sover ons skriflesing. Liewe vriende, in hierdie gedeelte beskryf Paulus vir ons 6 fasette van die bewapening wat elkeen van ons elke dag, elke oomblik van ons lewens nodig het. As ek nou vir jou vra, wanneer het dit met jou verkeerd geloop in hierdie week, dan sal jy vir my sê, in 'n onwaaksame oomblik. Daai oomblik wat jy jou oë afgehaal het van die Here af, en wat jy basies op jou eie krag aangegaan het. Paulus beskryf dus vir ons die wapenrusting van God. Hier in vers 14 praat hy van die gordel van die waarheid, en dan die borsplaat van geregtigheid. Derdens die bereidheid om die evangelie te verkondig as skoene aan julle voete. Nou in daardie eerste 2 verse 14 en 15 gebruik hy 'n Griekse woord waarna ek later sal terugkom om te sê, dis jou fondament tot en met jou skoene. Dis jou fondasie. Dis die basics as jy die Engels wil gebruik. Dan sit hy daarby die skild van die geloof, die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. En dan laastens sê hy, bid deur die Gees en wees waaksaam. Maar vriende, ek was baie verras. Ek moet nou vir julle sê, of ek weet nie of ek het misgekyk het nie, of ek het dalk al vergeet het nie, maar ek was baie verras toe ek op oom Google lees dat die wapenrusting van God nie 'n gedagte is wat Paulus die tema
is nie 'n gedagte wat Paulus uitgedink het nie. Hy het dit gaan haal 700 jaar voordat hy die brief van Efesiërs 6 geskryf het, en hy het dit uit die Ou Testament gaan haal, en dit uit Jesaja 59. Nou hier in Jesaja 59 vers 15 en 16 gee hy vir ons so 'n prentjie van Suid-Afrika of van 'n groot dele van die wêreld, maar ook maar soos wat dit oral gaan hier by ons ook. Hy sê en die Here het dit gesien en dit was verkeerd in sy oë dat daar geen reg was nie. En hy het gesien dat daar geen man was nie. En hy het hom daaroor verbaas dat daar geen voorspraak was nie. Daar was niemand wat ingetree het vir die mense, vir die volk van die Here nie. Begin die Here mense op te wek, soos Nehemia, hy gaan op 'n stadium op 'n toer daar na Jerusalem toe. En dan sien hy, maar dit is chaos. Jerusalem is verbrand, sy mure is omgekeer, sy poorte is stikkend, dit gaan sleg. En hierdie gedeelte in Jesaja sê, die Here het dit gesien, en dit was verkeerd in sy oë. Hy het gesien dat daar geen man was nie, en hy was daaroor verbaas, geskok. God was geskok. God weet alles wat aangaan. God weet wat in hierdie gemeente aangaan, in hierdie dorp, in ons land. En tog praat Jesaja menslikerwys, as hy sê, God was verbaas, toe hy sien wat daar aangaan. Dan lees ons in vers 16, so die inleidende opmerkings oor die wapenrusting van God. Sy voorarm, vers 16b, sy voorarm het hom bygestaan. Sy geregtigheid het hom ondersteun. Hy het geregtigheid aangetrek soos 'n harnas, hoor mooi, met 'n helm van verlossing op sy voorhoof. Nou, ek sien 3 elemente, hy noem nie die swaard nie, maar hy noem God se voorarm. En waarvoor gebruik God daardie voorarm van hom? Om sy swaard te hanteer. Sy voorarm het hom ondersteun, het hom bygestaan, sy geregtigheid het hom ondersteun. Hy het dit aangetrek soos 'n harnas en met die helm van verlossing op sy hoof. Dit is met ander woorde die rede hoekom Paulus hierdie gedeelte noem die wapenrusting van God. Jy weet, ons kry partykeer 'n opskrif op 'n gedeelte wat deur die Bybelvertalers, die ouens wat die spesifieke weergawe van die Bybel saamgestel het, kry ons 'n opskrif, maar Paulus gee vir ons in hierdie gedeelte, gee hy vir ons hier die opskrif, trek die volle wapenrusting van God aan. Die volle wapenrusting van God. Dis nie fake nie. Dis nie nagemaak nie. Dis nie deur jou en ek gemaak nie. Dis nie mensgemaak nie. As jy vir 'n jong mens sou gevra het, wat se klere het jy aan? Dan sou hy vir jou genoem het, ek weet nie die Afrikaanse woord daarvoor nie, al die brand names, die egte produkte. En daar word miljoene rande gespandeer, waarskynlik biljoene rande gespandeer deur die vervaardigers om die fake goed van die mark af te hou. En ou sien partykeer videomateriaal, TV-materiaal, nuus van hoe hierdie goed in groot hope verbrand word. Die fake goed.
die nagemaakte goed, die namaaksel. Dis brand names. Baie ouens weet nie, ken nie die verskil nie. Ek het maar gemaak asof ek nie die verskil ken nie toe ons jong mense gehad het, want as hulle gehou het van 'n mooi dingetjie en dit was nie noodwendig 'n brand name gewees nie, dan was ek maar te bly as hulle dit gekoop het, want jy weet daar's 'n groot verskil in die prys tussen die brand names, die handelsmerke en die fake goeders of die goedkoper handelsmerke. So jong mense sal vir jou sê, jong, hierdie is nie River Traders nie. Hierdie is Nike of Oakley of Diesel of Puma of Adidas. Ek koop vir my by hier langs die pad, koop ek vir my 'n donker bril met die handelsmerk Oakley op. Maar ek betaal R25 vir hom en vir my is dit 'n baie mooi bril. Ek het al gesien daar's ouens wat loop en hulle dra brille wat presies identies, net soos myne lyk, met dieselfde handelsmerk, dieselfde vorm, alles, die lense van die kleur van die lens is dieselfde. En toe kom ek by my kind op Bloemfontein waar hy medies swat en hy het presies net so 'n bril. Maar hy het nou vir hom behoorlik gewip vir sy pa wat ene langs die pad gekoop het vir R25, want syne kos toe 30 keer soveel. Syne kos toe R750 op daardie stadium, as ek reg onthou. Deesdae is hulle ook alweer heelwat duurder. Hoe het hy geweet? Dis fake. Waarskynlik omdat hy geweet het sy pa sal nie so baie betaal vir 'n donker bril nie. Maar hy het ook geweet, omdat hy 'n kenner is, kon hy die verskil sien. 'n Kenner kan die verskil sien. 'n Diamantwaardeerder sal nog voordat hy enige toetse gedoen het op 'n diamant, sal hy sê, nee, hierdie is 'n sirkoon, of dit is 'n ander nagemaakte diamant. Dis nie 'n ware diamant nie. Kenners ken die verskil. Paulus sê, ons moet die volle wapenrusting van God aantrek, sodat ons kan staande bly teen die aanslae van die duiwel. Nou die woordjie aanslae in Afrikaans, die Engelse gebruik 'n woordjie wat vir my so bietjie amper by die Afrikaanse slang schemes uitkom. O, jy's alweer besig met jou schemes, né? Ek weet nie of iemand dit al vir jou gesê het nie, of jy daardie taal ken nie. Die schemes, die aanslag word, die Griekse woord word vertaal metodeia, is die Griekse woord, word vertaal met schemes in Engels. Ons sou kon praat van slinkse planne, en die woord metodeia is die metode, die kuns van jag. Dit is die manier hoe om prooi te volg en uiteindelik daardie prooi dood te skiet. To secretly follow or to hunt prey. To harass or persistently follow a person, om te bekruip of te agtervolg. En vriende, ek is nou nogal redelik lief vir rillers, en my vrou het gevoel, omdat ons nou so 'n bietjie ouer begin word, moet ons die goed nie te laat aankyk, as dit te rof is nie, want dan slaap 'n ou nie so baie goed nie. Nou, ek het gisterand eers 'n riller gekyk nie, en ek het nog steeds 'n nagmerrie gehad, laas nag. So 'n mens word meer sensitief. Maar een van die rillers wat ek nou gekyk het, waarin hierdie metodeia, die sluwe agtervolging van 'n vyand, van 'n moordenaar, waarin die ding nou baie goed uitgedruk word, is 'n fliek wat ek beskou as een van die goeie flieks van ons eie Charlize Theron. Nou as ek nou sê ons eie Charlize Theron, dan weet ek nie of dit nou meer
vir die meeste Suid-Afrikaanse mense nou heeltemal meer die waarheid is nie. Ek dink as sy baie hard probeer, sal sy seker nog kan Afrikaans praat. Maar sy beweer, daar's eintlik net 44 mense in die wêreld, né? Het u gehoor op die nuus? Sy sê daar's net nog 44 mense in die wêreld wat nog kan Afrikaans praat. Nou ek dink hier is heelwat meer. Hier alleen is omtrent 44 of dalk meer as dit. Maar hoe dit sy het haar keuses gemaak. Sy sê sy kan nie Engels praat nie, sy kan net Amerikaans praat, want sy het eers op 19 geleer om Engels te praat. Tot toe op daardie stadium kon sy net Afrikaans praat. Nou maar, kom ons vergeet van Charlize Theron se persoonlike lewe en ons kyk net vinnig na die fliek wat u gerus op Netflix kan gaan kyk of op Prime Video, ek is nie heeltemal seker nie. Apex is wat my betref 'n baie goeie thriller fliek en dit is die verhaal van 'n vrou wat dan haar man verloor in 'n bergklim ongeluk en dan gaan sy Australië toe om nou half amper los te kom van hierdie hele ding af en daar ontmoet sy hierdie man wat haar bekruip, wat haar agtervolg. Persistently follow and hunting a prey. En hy het haar letterlik soos prooi gejag hierdie ou. Goeie fliek, dink ek, as jy 'n fliekmense is. Maar thriller flieks is ongelukkig nie net stories nie. Thriller verhale is ook jy en ek se verhaal wat hierso sit. En as ons baie mooi terugdink, sal ons besef dat daar was fases in ons lewens, dalk onlangs, was daar gebeure waar ons baie spesifiek bewus was van 'n aanslag op ons lewe. Of dit jou gesondheid was, of dit jou finansies was, jou persoonlike sekuriteit, jou veiligheid, wat ook al daardie aanslag, thrillers, agtervolgingsverhale is nie beperk tot die flieks nie. Dit is 'n werklikheid in elkeen van ons se lewens. Daarom is die wapenrusting van God 'n oorlogsplan. Dit is nie 'n voorraadlysie nie. It's not a checklist, sê die een skrywer, it is a battle plan. Die aanslag is sistematies, aanslag van die duiwel se kant af is sistematies en daarom moet ons dit sistematies weerstaan. Ek dink een van die mooiste verhale en verduidelikings van hierdie sistematiese aanslag van die duiwel is letterlik die eerste versoeking waarvan ons lees, die eerste aanslag waarvan ons lees in Genesis 3. En hy begin letterlik met die versie, hy sê, maar die slang was listiger as al die ander diere. Die slang. En dan word die slang die simboliese figuur vir hierdie ontmoeting tussen Eva en die slang en uiteindelik word Adam op 'n manier daar ingetrek en hy doen 3 dinge. Hy begin met 'n onskuldige, in aanhalingstekens, 'n onskuldige vraag. Het God regtig gesê? En dan weerspreek hy sê nee, wag so 'n bietjie in vers 4 van Genesis 3. Nee, julle verstaan verkeerd. God het nie gesê julle mag nie. God het eintlik gesê so, nee. Hy weerspreek wat God die Here gesê het. En dan kom hy in 'n herformuleer wat God se bedoeling is in vers 5. Hy sê julle weet wat se julle probleem. God wil nie hê julle oë moet oopgaan nie, sodat julle net so slim sal wees soos hy nie. Onskuldige vraag, weerspreking, herformulering en dit alles ondergrawe ons sekerheid en ons verstaan van God se plan vir ons lewe. Dit is methodeia. Nou ja, methodeia is maklik om te onthou,
Want Afrikaanse woord methodes is daarvan afgelei, né? Methodia. A calculated sequence designed to dismantle trust one step at a time. Dis nie 'n lukraak aanslag nie. Dis 'n beplande, berekende aanslag op ons lewens. Hoe gebruik ons die wapenrusting van God? Eerste ene is die gordel van die waarheid. Die cingulum was 'n lekker dik leerbelt en dit het alles bymekaar gehou. Die gordel van die waarheid, die soldaat se tuniek, sy skort wat hy aangetree het, sy klere self, sy borsharnas en sy skede en sy swaard, is alles veilig vasgegordel en bymekaar gehou deur hierdie leergordel, die cingulum. En Paulus noem dit die gordel van die waarheid. Nou vriende, sonder hierdie leergordel sou al die ander toerusting van die soldaat sou dit nutteloos gewees het. Hy sou nie 'n plek gehad het om sy swaard in te druk nie. Sy borsharnas sou afgeval het. Die cingulum, daardie dik leerbelt. En Paulus noem dit die gordel van die waarheid. Die waarheid hou alles bymekaar. Weet, daar's 'n spreek in Afrikaans. Ek hoop dis 'n vroom spreek, 'n goeie spreek. Maar ek weet as 'n ou nie so heeltemal geloofwaardig is nie, dan ons in die ou dae vir so 'n persoon gesê, jong, jou onderrok hang uit. Jou onderrok hang uit. As jy die gordel van die waarheid nie aan het nie, dan gaan dit nie goed in jou lewe nie. En dit was simbolies geweest, hierdie gordel van soldaat wees. As 'n soldaat nie daardie gordel aangehad het nie, dan was hy nie 'n soldaat nie. En hy sou nie op straat verskyn nie sonder ten minste daardie leergordel, want dit het vir hom geïdentifiseer. En die skrywers vertel dat een van die grootste vernederings wat jy met 'n soldaat kon doen, was om daai leergordel van hom af weg te vat. Want daarmee het jy vir hom gesê, luister maat, jy is nie meer 'n soldaat nie. Sy cingulum, sy leergordel, die gordel van die waarheid. Ek wil jou graag vra, hoe belangrik is die gordel van die waarheid vir ons? Dit raak elke faset van ons bestaan. Johannes 8 vers 44 sê Jesus, die duiwel is 'n leuenaar en hy is die vader van die leuns. Hoe belangrik is die waarheid vir jou? Satan vertel vir ons leuns oor God se identiteit. Wie is God? Oor ons eie identiteit. Wie is ek voor God? Oor ons toekoms. Waarheen is jou pad? Jou pad na die Here toe, is jou pad na einde saam met God. Oor ons lewensverhaal. Man, jy kan maar opgee. Is verby, is oor, verby. Vergeet dit. Jy's 'n mislukking, jy's 'n flop. Die waarheid is God se wapen teen die leuns van Satan. Oor God en oor onsself en ons verhouding met God. Wie is ek? Wie is God? Wie is Jesus vir my? Wat is my persoonlike verhouding met God? Tweedens, die borsharnas van geregtigheid. Die sogenaamde thorax. Nou, julle sal weet dat in die antieke tale, as ons praat van thorakale chirurgie, want iemand waarskynlik hartchirurgie gehad, né? So die woord thorax beteken borskas. En daardie thorax was 'n yster of 'n braas, 'n geelkoper, 'n harnas wat gemaak was.
om vir ons as God se soldate te beskerm. Die borskas en die ingewande en die maag is waar volgens die destydse begrip die wil en die gedagtes en die emosies van 'n persoon gesetel was. Die borsharnas van geregtigheid. Geregtigheid, kom ons kyk net vinnig weer na die woordjie. Geregtigheid, my verhouding met God is in orde. En my verhouding met my medemens is in orde. Dit is in twee sinnetjies wat die woord geregtigheid beteken. Ek is regverdig verklaar voor God. Hierdie borsharnas het hierdie wete beskerm. Openbaring 12 vers 10. Toe het ek 'n harde stem hoor uit die hemel hoor uitroep: nou het die verlossing en die krag en die koningsheerskappy van God aangebreek en ook die volmag van sy Christus, omdat die aanklaer van ons broers uitgegooi is, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Aanklagte kom van een plek af. Miskien moet ek sê dit kom van twee plekke af. As daar 'n stem is in jou gedagtes wat vir jou sê daar's iets wat jy moet regmaak, dan kom dit van die Heilige Gees af. As daar 'n stem is in jou gedagte wat vir jou sê jy's sleg en jy's 'n mislukking en jy's useless, jy's nie eens 'n Christen nie man, dan kom dit van Satan af. Die aanklaer van ons broers is uitgegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Vriende, dis in die hemelse realm, dis in die hemelse ryk waarin hierdie verhaal afspeel. Openbaring 12 is die laaste hoofstuk in die hoofstuk van die geskiedenis. En daar probeer die duiwel vir oulaas om God se mense, ons broers, sê die skrywer Johannes, om hulle aan te kla. Satan sal jou herinner aan elke mislukking in jou lewe. Hy sal jou beskuldig voor God, soos hy met Job en ander gedoen het. Hy sal jou beskuldig oor wat jy gedoen het, en wat jy moes gedoen het, nie gedoen het nie. Die kere wat jy jou selfbeheersing verloor het, jy het te ver gegaan. God is klaar met jou, Ikabod. Jy kwalifiseer nie vir God se genade nie. En dan is die vraag, wat se harnas het jy aan? Is dit die harnas van God? Of is dit 'n tuisgemaakte ding? Daar sal julle sien, die linkerkant stene, ek weet nie of hy van klei gebakke was of wat ook al nie, maar die feit van die saak is, hy het nie gehou nie. Die derde een is die skoene van vrede. Die bereidheid vir die evangelie van vrede as skoene aan ons voete. Nou vriende, daardie prentjie daar is die van die Kalagi. Kalagi, dit is die Romeinse soldaat se skoene. En volgens die ouens se beskrywing het hy knoppies aangehad, hy het nobbies aangehad, soos wat stewels, rugby stewels of sportskoene sou aan hê. En waarvoor is daai knoppies? Waarvoor is hy nobbies? Dis om vir jou om te kan vasdrap. Die Bybel sê, jy en ek moet die skoene vir die bereidheid van die evangelie moet ons aan hê. Die woord wat hy gebruik in die Grieks sê eintlik, die woordjie gereedheid, sê eintlik dat jy en ek, as ons daai eerste 3 goed het, is ons basies reg om die vyand tegemoet te gaan. Die woord etomasia beteken 'n readiness, a firm foundation already laid. Staan vas, sê Efesiërs. Hoe lyk hierdie skoene?
Ek sien sulke vredevlekkies aan hulle. Die skoene vir die bereidheid om die evangelie te verkondig. Ja, dis 'n soldaat se skoene. Ja, hy gaan dit in die geveg dra. Ja, dit het knoppies aan om te keer dat hy gly, om te maak dat hy vas staan, selfs waar daar soveel bloed op die oorlogsterrein is, dat jy andersins sou geglip het en gegly het en jou balans verloor het. Maar dis die bereidheid vir die evangelie van vrede. Daardie skoene is die skoene van vrede. Daar's 2 woordjies in Grieks vir vrede. Die ene is pax in Hebreëus en in Latyn. Die ene is pax, is die Latynse woord vir vrede, en dit beteken vrede wat deur oorlog bekom word. En dan is daar 'n ander woord in die Grieks waarin hierdie teks geskrywe is die woordjie eirene, waarvan ons die meisie naam, die vroue naam Irene ook afkry. Eirene, die vrede van God. En God wil vir jou en vir my die vrede, sy vrede in ons harte gee. Romeine 5 vers 1, God het ons vrygespreek deurdat ons glo, daarom het ons nou vrede tussen ons en God deur ons Jesus Christus. Hetumasia is daardie sterk fundament, die fondasie, ons die klere, die wapenrusting van God. Vriende, net die interessante van daardie skoene, hy sê dit is die skoene waarmee ons die evangelie van vrede verkondig, aan julle voete, die skoene vir die gewilligheid van die evangelie van vrede. Nou daar's net sover ek weet 2 verse in die Bybel waar hierdie 3 verse, hierdie 3 woorde saamkom. Voete, evangelie en vrede. En die ander een is Jesaja 52 vers 7. Hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe van hom wat die goeie boodskap, die ander woord vir evangelie, goeie boodskap bring, wat vrede aanbring, wat die goeie tyding bring, wat redding aankondig. En dit was natuurlik een van die profetiese woorde oor die koms van die Here Jesus. Hoe wonderlik klink die voetstappe van hom wat vrede is. Is jy tot die tande toe gewapen? Nee, Paulus sê, jy moet tot jou groot tone toe gewapen wees. Vierdens, die skild van die geloof. Paulus sê, julle het hierdie 3, dis die woord wat hy gebruik, as hy die Griekse woord hetumasia gebruik, hy sê, julle het klaar hierdie 3, en nou sê hy, moet julle hierdie volgende 3 bysit. Die eerste is die skild van die geloof, waarmee jy al die vurige brandende pyle van die bose kan afweer. As 'n pa vir sy seun vir die eerste keer, as hy 'n soldaat word, dan gee daardie pa vir hom simbolies 'n skild, wat gemaak is van laagies hout, wat dit dan baie sterk maak, en dan is daardie hout, daardie skild, halwe konvekse skild, is hy oorgetrek met leer of met 'n sterk seil, en dit is aan die kante is dit versterk met 'n metaalstrook, 'n baie sterk ding en 'n duursame ding, maar daar was 'n een voorwaarde, jy moes hom olie. Jy moes hom oppas. En as jy vir hom nie opgepas het nie, jy was lank genoeg in die nattigheid, in die slagveld, in die modder en in die son, dan het daardie hout uitgedroog en het dit gekraak en kon dit nie meer sy funksie vervul nie. Wat was die funksie van daardie skild? Die skild van die geloof was om die vurige pyle van die bose af te weer. En as die pa vir hierdie kind hierdie skild gee, dan sê hy vir hom, moenie sonder jou skild huis toe kom nie. Pas hom op. Word vertel dat as 'n soldaat gesneuwel het, dan het sy makkers hom op daardie skild, soos 'n draagbaar, het hulle vir hom gedra van die slagveld af. Hy het nooit afskeid geneem
van sy skuld nie. Want daardie skuld moes hom beskerm teen die vurige pyle van die vyand. Pas jou skuld op. Wat is hierdie brandende pyle van die Satan? Twyfel, vrees, welis, woede. Twyfel dat jy sonder waarskuwing kan begin brand, dat dinge verkeerd kan begin loop in jou lewe. Vrees wat in die middel van die nag ontvlam, praat die Bybel van. Welis, seksuele begeertes wat ontvlam. Woede en vergeldingsdrang. Een skrywer sê, faith is not about dodging them. It is about absorbing the heat without catching fire. En dan, oulike van daardie skulde is, hulle was so gemaak, hulle was dieselfde grootte, en dan kon jy daardie skulde aan mekaar las, dat hulle 'n soort van 'n skilpad dop kon vorm. Vandag sal ons sê 'n tank. Hulle het 'n tank gevorm. En dit was bekend as 'n testudo. En as 'n klompie soldate so hulle skulde saamgesit het, dan was daar letterlik nêrens plek vir daardie vurige pyle van die duiwel om in te kom nie. Die helm van verlossing is die 5de ene. Dra die helm van verlossing en die swaard van die Gees, sê Paulus in vers 17. Die Galeia, die helm van verlossing, dit moes ons denke beskerm, ons gedagtes, ons waarneming, ons besluitneming. As iemand vir jou vra, wat is 'n Christen? Dan sê jy vir hom, dit is iemand wat deur Jesus verlos is. As iemand vir jou vra, wat is die sekerste ding in jou lewe? Dan sê jy vir hom, ek weet verseker dat Jesus lewe, want hy het my sonde uit liefde vergewe. Sonder die helm van verlossing sal ons moedeloos raak. En die helm van verlossing kyk altyd vorentoe. Daar's 3 fases waarin die helm van verlossing ons beskerm. En dit is in ons redding, wanneer ons geregverdig word deur Christus, dra ons daardie helm. Wanneer ons lewe elke dag, ons sanctification, die huidige lewe, ons heiligmaking, ons lewe voor God, dan dra ons daardie helm. En uiteindelik wanneer ons daar by die Here aankom, en ons kry ons prys by die Here, dan werp ons ons krone en ons werp ons helms voor die Here neer en sê, u is waardig om die lof te ontvang. Die laaste ene, vriende, ek haas my, die swaard van die Gees, die Makiara. Die swaard is 'n kort vegswaard of 'n steekswaard. Jy sou kon praat van 'n breë dolk. Kort swaard, hulle sê maksimum, of kom ons sê omtrent 500 mm, half meter lank. En hierdie swaard was nie bedoel om rond te swaai, wild rond te swaai nie. Kyk dan by kleinkind met die swaard wat hy het. En sy hele gedagte van daai swaard is, daai swaard moet hom omring, die swaard moet rondom hom wees. Oral waar jy kyk, moet jy net hierdie geweldige swaard van hom sien. Maar dis nie wat hierdie swaard beteken nie. Hierdie swaard is doelgerig, 'n antwoord op die aanslag van die duiwel. Een van die beste voorbeelde daarvan is Jesus se versoekings. Die duiwel kom na hom toe met 3 versoekings. En Jesus sê elke slag vir hom, daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. En na daardie 40 dae in die woestyn, waar Jesus byna van die honger en van die dors omgekom het. En hierdie 3 verskriklike versoekings, toe Jesus as mens op sy swakste is, lees ons, die duiwel het hom gelos. Jesus is God, hy is die seun van God.
Maar as hy nie die Bybel geken het nie, as hy nie vir die duiwel kon sê, daar staan geskrywe nie, want nou kom die duiwel uit die Bybel uit en hy sê, hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou op die hande te dra, sodat jy nie jou voete teen 'n klip stamp nie. Hoe vroom, hoe vals. Want hy wil hê dat Jesus die verloorder moet wees. Daar staan geskrywe. Hy het nie met Satan geargumenteer nie. Hy gebruik die swaard van die Gees om 'n spesifieke leuen met 'n spesifieke antwoord teen te gaan. Vriende, dis die hele verhaal. Die laaste gedeelte is, doen dit alles bidend. 'n Gebed is nie 'n 7de deel van hierdie wapenrusting nie. Gebed, sê iemand, is the oxygen that a soldier breathes. Dis die suurstof wat jy inasem. Doen dit alles bidend. As jy jou skoene aantrek, doen jy dit bidend. As jy jou helm opsit, doen jy dit bidend. As jy die swaard van die Gees vat, die woord van God, dan doen jy dit bidend. Die helm, die suurstof, dit wat die Here vir ons gee, doen dit alles bidend. Here, ons kan dit net doen. Ons kan net bly vas staan. As ons volledig toegerus is. En daar's net een persoon wat vir ons kan toerus, en dit is God self. En daar's net een manier waarmee U vir ons kan toerus, en dit is met die wapenrusting van God. En ons kom doen dit bidend vanmôre, Here, as ons vra, rus vir ons toe. Rus die mense van ons land toe. Rus die polisie toe. En hulle wat wet en orde moet handhaaf in die volgende paar dae. Rus hulle toe. Met wapenrusting, nie net met masjiengewere en skilde en wat ook al nie. Maar met die wapenrusting van God. Want U sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die bose magte in die lig. Amen.